Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons nog eenmaal so rondom sy woord kan stil word. Ons eer die Here dat hy ons deur nog 'n week gedra het. Dit is Saterdagmôre en ons dank die Here ook vir so 2 of wat dae net bietjie van afskakel, net so bietjie asem skep om dan ook gereed te maak vir dit wat vir ons voorlê in die nuwe week. Ons eer die Here dat hy vir ons ook hierdie tye van rus gee, hierdie tye van verkoeking en mag dit ook vir u geestelik verrykend wees en mag u doen dat geestelik opgebou word in die allerheiligste geloof. Nou ons het maandag begin met 'n kort reeksie wat handel oor die wil van die Here vir my lewe en in my besluitneming. En ek het vir u baie duidelik gesê, vriende, dat ek nie vir u alles sê oor hierdie onderwerp wat daar gesê kan word nie. Ek probeer iemand net deur praktiese raad te begelei om met groter wysheid besluite te maak, sodat u nie baie hartseer oor u lewe bring in die toekoms nie. Ons het gekyk na die bepaalde vers in Efesiërs 5 vers 17 wat sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Ek het vir u gesê, ons is onverstandig solank ons van die woord van die Here vervreemd is. Wanneer ons die woord van die Here begin bestudeer, dan begin ons 'n beter verstaan kry van die Here se woord en dan ook 'n beter verstaan om besluite te maak wat die Here welbehaaglik is. Nou ons het gekyk na verskillende aspekte. Daar is sekere sake wat baie duidelik in die woord van die Here na vore kom, maar die Here sê vir ons moet verstaan wat sy wil is. So hy steek nie sy wil vir ons weg en ons moet dit gaan soek nie, maar ons moet deur die skrif verstaan wat die wil van die Here is. Ons het gekyk na so 'n klompie gewaagde of verkeerde maniere wat mense gebruik as dit kom by die wil van die Here vir my lewe en in my besluitneming. Ons het gekyk in daardie boodskap na so 5 gedagtes en die waarskuwing het baie duidelik dan uitgegaan dat ons versigtig moet wees om op hierdie manier dan die wil van die Here te probeer bepaal vir my lewe. Ons het gekyk na so 'n paar praktiese gedagtes, Bybelse gedagtes wat ons kan implementeer wanneer dit kom by ons besluite en die wil van die Here vir ons lewe. Ek het vir u gesê ons moet gered wees in heilig lewe. Dis baie belangrik. Die woord van die Here sê dit vir ons. Ons moet bid vir wysheid. Ons het gepraat oor die gedagte van bestudeer die Bybel vir direkte of indirekte opdragte. Onder hierdie derde gedagte was daar so 6 of 7 onderpunte gewees. Vra wat gevra moet word, sal dit my geestelike lewe bevorder of skade aandoen? Sal dit my gewete onderdruk? En sekere vrae wat ons hanteer het wanneer dit kom by die bestudering van die woord. Ons sluit ons reeksie af deur 'n laaste paar gedagtes in u midde te laat. Wat ek kan doen en wat ek kan implementeer en wat ek kan voorkyk wanneer ek 'n belangrike besluit in my lewe moet maak. Die 4de gedagte is versamel inligting en toets dit aan die woord. Moenie haastig besluit nie. Wanneer ek 'n belangrike besluit moet maak, is dit noodsaaklik dat ek inligting sal verkry. Vriende, ons kan nie net 'n sprong in die donker maak nie. Ons kan nie net sê, weet jy wat, hierdie ding het nou oor my pad gekom en ek dink is wat die Here wil hê ek moet doen en dan maak ek die besluit en later dan werk dit nie vir my uit nie. Ek dink is goed om inligting te versamel en dan dit te toets aan die woord van die Here. Ek dink maar net aan die senior mense wat soveel hartseer beleef met mense wat vir hulle indoen finansiëel. Die eerste en beste ou wat oor jou pad kom en vir jou die son, maan en sterre beloof, dikwels is ons senior mense al te gretig om hierdie persoon te vertrou en later berokken dit hulle baie skade en hartseer en selfs bankrotskap. Daarom wanneer iemand na jou toe kom, of wanneer jy besluit moet maak, of wanneer jy geld moet belê, of wanneer jy eiendom moet koop, of wanneer jy 'n betrekking moet aanvaar, is dit baie belangrik dat jy in die eerste plek inligting sal versamel en dit sal toets aan die hand van die woord. Die Here sê in Spreuke 21 vers 5, die planne van die vlytiges is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Moenie oorhaastige besluite maak nie. Ek het vir jou ook gesê, ons hoef nie 2 jaar of 3 jaar te vat om 'n besluit te maak nie, maar implementeer hierdie paar praktiese gedagtes wat ek vir u gee en werk deur dit, gaan vir u 'n paar dae vat en dan kan jy 'n besluit maak en ook sodoende die Here verheerlik. Spreuke 14 vers 15 sê die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. U sien, wanneer ons eenvoudig is, dan glo ons elke Janrap in sy maat en ons maak baie keer die domste van besluite. Die Bybel sê die skrandere let op sy voetstappe. So versamel inligting en toets dit aan die hand van die woord. Moenie oorhaastig wees in u besluite nie. Die volgende gedagte is, vra raad aan ander geestelikes binne en buite die gemeente. Spreuke 11 vers 14 sê, as daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding.
Ek wil vir u sê ook in my eie lewe die afgelope tyd moes ek broeders in die Here gekontak het en vir hulle raad gevra het en wysheid bekom het en dan ook so 'n besluit gemaak het. Ons eer die Here ook vir die wyse waarop hy ons dra. Ons dank die Here vir ander geestelike mense by wie ons dan ook kan so 'n bietjie inligting verkry en so 'n bietjie kan kennis stap en ook versterk kan word in ons geloof en ook raad kan verkry om 'n besluit te maak wat God welbehaaglik is. Spreuke 12 vers 15 sê die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Luister, ek is nie die slimste op aarde en ons weet nie alles nie en ons ken nie die toekoms nie. Dikwels is dit noodsaaklik dat iemand van buitekant inkyk in my situasie en dan vir my goeie raad gee sodat ek die regte besluit kan maak. Spreuke 15:22 sê planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand. Ek onthou ook dat ek in my lewe al dikwels na geestelike manne gegaan het en vir hulle gesê het, hierdie is die saak op tafel, ek wil vra dat jy vir my wysheid sal gee. Jy staan buitekant my situasie, jy staan buitekant my gesin. Hier is die feite op die tafel, wil jy nie my met raad bedien nie, en ek dank die Here vir geestelikes wat binne en buite die gemeente my raad kon gee in my lewe al, wat die Here dan ook gebruik het om my te help in my besluite om hom te behaag. Nog 'n gedagte wat ek vir u wil noem, as jy die Here liefhet, sy woord bestudeer, vriende, vir wysheid bid en die feite versamel en opweeg teen die woord van God se standaard, doen dan wat jy goed vind. Nou moet u nie snak na die asem nie. Hoor wat ek vir u sê. As ons die Here liefhet, as ons heilig lewe, as ons die woord bestudeer, as ons bid vir wysheid, as ons 'n feite versamel en dit opweeg teen die woord en God se standaard en ons het inligting ingewin van ander geestelikes, doen dan wat jy goed vind. Die Here sê in Psalm 37 vers 3 en 4, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. U sien, wanneer ek 'n besluit moet maak, en ek het al hierdie dinge geïmplementeer in my lewe en ek sit nog steeds en wonder, ja, wat gaan vir my voorlê en gaan dit regtig vir my tot voordeel wees in hierdie besluit wat ek moet maak? Dan wil ek vir jou vra, doen dit. As jy in jou hart oortuig is, doen en beweeg in 'n rigting. En ek kan maar die praktiese voorbeeld gee van my seun wat so 2 jaar terug oorgegaan het Amerika toe. Dit was 'n onsekere en ek wil amper sê 'n pad wat hy nooit voorheen geloop het nie. Daar was baie dinge wat in sy binneste aangegaan het en hy het gebid daaroor en hy het sekere inligting ingewin en hy het aansoek gaan doen vir die werk en hy het die werk gekry en die een na die ander ding het in plek geval en toe hy in Amerika kom, was dit ook maar 'n uitdaging geweest. Want u sien, daar is ook maar stryd, daar is ook mense met wie jy te doen kry, daar's ook siekte daar's ook finansiële uitdagings, maar omdat hy in die wil van die Here berus het, vir hierdie groot besluit wat hy gemaak het, kon hy nou al 'n tweede jaar teruggaan en daar 'n getuie vir die Here wees. Die Here gebruik hom om dan ook vir die ander manne van Suid-Afrika en vir die boer en die boer se seun en sy vrou en almal 'n getuie te wees. Kosbaar om te sien dat die Here ons baie keer in 'n rigting stuur en nadat ons al die inligting ingewin het, 'n besluit laat maak en dan sal hy dit ten goeie laat meewerk. Selfs die hartseer nadat ek die besluit gemaak het, selfs die uitdagings wat aan my kant toe kom, is binne sy wil om dan ook homself te verheerlik en my te vorm tot sy eer. Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak, o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Wanneer ons klare besluit gemaak het, help dit nie dat ons hysteries raak as iets miskien nie uitwerk nie. As kinders van die Here weet ons ook, ons het alles gedoen in ons vermoë om die regte besluit te maak en nou berus ons in die wil van die Here dat dit die besluit is wat ek moes gemaak het. Daar's nie sonde by betrokke nie, daar is nie dinge wat ek nagelaat het nie. En nou val ek in by God se wil en ek vertrou hom om sy naam te verheerlik. Dr. Ken Ramey skryf, hy sê, the bottom line in decision making is to rely completely on the Spirit of God, to use the Word of God to guide and direct us to do the will of God. U sien, dit is die basis vir ons besluitneming, dat ons totaal sal steun op die wysheid van die Heilige Gees, soos uit die woord van God geopenbaar, om my te lei op hierdie pad wat ek moet gaan, om die wil van God te doen en hom dan te verheerlik.
Mag die Here hierdie kort gedagtetjies wat ons die afgelope paar dae met mekaar hanteer het, mag hy dit gebruik om u voetstappe te rig en u dan ook te lei na waters waar rus is en mag u en ek onthou wat Halleluja 2:8 sê. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos u wil, op u slegs wag ek, nederig en stil. Die tweede vers sê, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeu, Heer, was my vandag, laag aan die voete wil ek steeds wag. En ek het al gesien, selfs in besluite, wat vir my later as verkeerde besluite gelyk het die Here my getoets en gevorm en geheilig en gelouter, sodat ek soos goud tevoorskyn kon kom. Mag die Here dit ook so in jou lewe en jou hart duidelik maak, dat hy in beheer is van jou lewe. Daar is sekere verantwoordelikheid van ons kant, maar sy wonderlike wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Mag die Here u ryklik seën in die verstaan van God se wil, en dan ook vir u genade gee om die regte besluite te maak om hom te verheerlik. Seën vir u, groete, en ons sien mekaar môre by die huis van die Here as die Here ons spaar. Mooi dagie verder. Tada.